Goeiemôre en baie welkom by ons oggendboodskap. Dis Palm Sondag en dit is die Sondag wat die week inlei wat oploop na Goeie Vrydag en Opstandingsdag of Paas Sondag toe. Wat 'n hoogtepunt vir ons as gelowiges is. Mag dit vir jou so wees. Kom ons bid en vra ons dat die Here vir ons sal seën. Hemelse Vader, dankie dat ons saam kan wees op hierdie Palm Sondag waar ons kan dink aan U wat U self kom bekendstel het aan die groep mense daar in Jerusalem. Toe U op 'n esel ingery het om vir hulle te wys dat U die een is wat gekom het om vir hulle te red. En toe skree hulle Hosanna, Here, wat beteken red ons. En dis vanmôre ook ons begeerte dat ons vanmôre sal verstaan wat U vir ons ook moet sê deur hierdie verhaal wat ons weer gaan lees en gaan oordak. En dat ons ook ervaar dat U juis gekom het om vir ons te kom red van al die dinge wat ons vashou, wat ons ongemaklik maak, wat dit vir ons moeilik maak in hierdie lewe, en dat dit juist die rede is hoekom U, Here Jesus, mens geword het. Wil U vir ons kom seën, ons bid in die naam van Jesus. Amen. Ons dink al die afgelope paar weke aan die pad wat Jesus geloop het in lydenstyd, en hoe hy homself op verskeie maniere kom bekendstel het in die Bybel en in die Ou Testament deur die voorspellings en die profesieë en dan ook in die Nuwe Testament. En dan spesifiek hierdie laaste week voor Paasnaweek waar hy homself kom bekendstel het aan wie hy regtig is. En is interessant dat as ons na die evangelies kyk in die Bybel, dat omtrent 1/3 van die evangelies handel oor hierdie heel laaste week voordat hy gekruisig is en opgestaan het. So kom ons lees wat in hierdie week gebeur het, of wat dan op hierdie Sondag voor hierdie week gebeur het op Palm Sondag. En ons gaan vanmôre lees uit Matteus hoofstuk 21 vanaf vers 1 tot vers 17. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruit gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n val by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sou sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: "Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die val van 'n pakdier." Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die val gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklap. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander die takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Jesus het na die tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwelverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes." Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep: "Prys die Seun van Dawid," was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom: "Hoor jy wat sê hulle daar?" "Ja," antwoord Jesus. "Het julle nooit gelees nie? U het daarvoor gesorg dat kinders en suiglinge u lof sing." Toe het hy dit verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe, waar hy die nag gebly het. So hierdie verhaal lei eintlik die heel laaste hoofstuk van Jesus se verhaal wat in die Bybel beskryf word hier op aarde vir ons in. Dis die begin van die drama. Jesus kom in die stad Jerusalem in, daar waar alles sou gebeur. En stel jou vir 'n oomblik voor,
So wat 2,5 miljoen mense, soos hulle bereken, staan die nou straatjies van Jerusalem vol. Want dit is Paasfees, die belangrikste van die fees vir die Jode. Hulle gedink aan hulle verlossing uit Egipte. En hulle het ook die behoefte gehad om weer verlossing te ervaar van die druk wat die Romeine op hulle uitgeoefen het. En daarom het hulle klere uitgesprei en takke, waarskynlik ook palmtakke, wat van die bome afgeruk is, in die lug geswaai met die uitroepe Hosanna. Hosanna wat beteken letterlik red ons. En niks was toevallig nie. Jesus het geweet wat hy doen. Vooraf het hy gereël vir 'n donkie, soos ons gelees het. 2 disippels het dit na hom toe gebring. En dit was nie toevallig dat dit die vervoermiddel was wat hy gekies het nie. Matteus vertel vir ons dat Jesus die verhoog eintlik vir ons gereed gemaak het, voorbereid vir dit wat die groot lydingsweek genoem word, om die profeseë te vervul en die beloftes wat eeue tevore uitgespreek is deur die profete Sagaria en Jesaja. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier, soos hier in vers 5 van Matteus 21 ook vir ons gegee word. En so baie dinge het vir die mense van daardie tyd 'n diep betekenis gehad. Soos die donkie wat voorspel is, wat ons nou net gelees het. En so opreeds is daar in die Ou Testament oor die palmtakke gesels. Ons lees byvoorbeeld in Levitikus 23 vers 40, waar daar staan: op die eerste dag moet julle sitrusvrugte neem saam met palmtakke, palmblare en takke van digte bome en rivierwilgers. En dan moet julle 7 dae lank met vreugde fees vier by die heiligdom van die Here, julle God. So hulle het geweet, as daar 'n opgewondenheid is, as daar iets nuuts gebeur, dan is palmtakke waarskynlik die ding wat verswaai moet word. En hulle was opgewonde, want die koning was op pad. En vandag nog lees ons die boodskap en ons hoor nog steeds die opgewondenheid van ons koning Jesus wat op pad is. Maar sien ons in hierdie gedeelte, Jesus die koning was anders as wat die Jode gedink het en wat hulle verwag het wie die koning was wat die Bybel voorspel het. So kom ons kyk vir 'n oomblik na wie hierdie koning was, wat voorspel is en wat gekom het en wat vandag nog ook vir ons na ons toe kom en vir ons moet sê, kom op die pad saam met my. Die eerste ding wat waarskynlik belangrik was, het ons nou al reeds gesê, ons koning is 'n ander soort koning as wat die Jode verwag het. Ons koning is anders. Ek weet nie wie van ons is nog baie vertroud met die monargie of die koningshuise van oor die wêreld nie. Ons kyk wel na 'n koning wat gekroon word. Ons kyk nogal baie gefassineerd na 'n koninklike troue wat plaasvind en ons kyk na alles hoe mense lyk en wie daar is en wat gedoen word in daardie tyd. En ons volg ook op 'n afstand die skinderpraatjies oor koningshuise en wat gesê word, koningshuise wat heeltyd in die oog is van dit wat gebeur. En al dink ons dalk, koninklike families is so 'n bietjie uitgedien, bly dit tog vir ons iets waarin ons baie geïnteresseerd is. Gewoonlik wanneer ons iets hoor wat verband hou met 'n koning, het ons die idee dat dit baie spesiaal moet wees. Dat daar 'n tipe van 'n aura is wat dit omring, 'n stukkie mag of stukkie gesag wat bietjie meer is as die gewone. Soos byvoorbeeld 'n koninklike wag waarvan ons praat, of in ons terme 'n presidensiële wag of 'n presidensiële aankoms of 'n optog wat die president gereël het. Daar is egter een uitsondering en dit is 'n ontmoeting met die koning Jesus. Want Jesus is 'n ander soort koning. En die mense in Jerusalem het dit ook so ervaar. Waar die meeste koninklikes kom om te heers, kom hierdie koning wat op die donkie ingery kom om te dien. Waar die meeste heersers daar is om hulle ego te bou en met hulle voorregte uitlik voor te loop omdat die aanvaller 'n sekere voorreg te gee, kom hierdie koning in nederigheid, kom met oop hande om te wys dat hy het geen wapens waarmee hy geweld wil uitoefen nie.
waar die meeste konings sou inry van daardie tyd op 'n wit perd, of vandag se tyd op 'n duur vliegtuig sou arriveer, ry koning Jesus op 'n donkie. En het hy geweet wat hy doen, want die koning het self sy vervoermiddel gekies. Wanneer die koning op 'n perd gery het dit oorlog beteken, en dit is waarskynlik wat hierdie mense wou gehad het. Hulle het verlang na 'n leier wat hulle sou bevry van die juk van die Romeine af. Maar Jesus het op 'n donkie gery, 'n simbool van sagmoedigheid en vrede. En skielik het dit ook anders geklink as wat hulle gedink het moet klink. Daar was die gesuis van palmtakke, so anders as die geluide van swaarde wat veg, of 'n oorverdowende dreiging van 'n 21 skoot saluut vir 'n koning wat aankom. Omtrent so 3,5 jaar gelede het koning Elizabeth van Engeland gesterf. En die meeste konings kry 'n begrafnis soos wat sy gekry het. Ek dink konings sien dikwels in hulle verbeelding hoe leiers van die nasies na hulle begrafnisse sal kom om eer te kom betoon en om hulle te kom vereer vir die bydraes wat hulle gelewer het. Maar met Jesus was dit anders gewees. Hy het hom kom voorberei vir die kruis. Sy dood was vernederend. Dis gekenmerk deur 'n spottende opskrif, die koning van die Jode. Sy medeheersers het nie van reg oor die wêreld ingevlieg om eer aan hom te kom betoon nie. Want Jesus was anders as ander konings. Die tweede ding wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte, as mens lees, dan sien mens, Jesus het presies geweet wie hy was en wie hy ook vandag vir my en jou wil wees. Ek vermoed, baie van die konings wat konings word, is nie so seker van hulle self soos hulle wil voorgee nie. In die meeste gevalle is dit mense wat die posisie erf omdat hulle deel is van 'n koninklike familie. Maar daardie erfenis kom met 'n sekere onsekerheid, omdat hulle nie die posisie self verdien het nie, of aan die ander kant met 'n stuk bravade en 'n stuk vertoon wat spruit uit jarelange se voorbereiding van paleisamptenare of mense wat hulle voorberei het vir wat hulle moet doen en sê, en etiket van as hulle op die ou ende as koning gekroond word. Maar Jesus het presies geweet wie hy was. Hy het geweet as die Messias. Hy het geweet daar was voorspellings oor hom gewees in die Ou Testament. En hy het geweet, hy het homself voorberei en gereed gemaak vir die intog waarvan Jesaja en Sagaria beskryf het van die koning wat op die donkie se rug gaan inry. Daardie profeet het alreeds verklaar dat die Messias gaan kom, iemand anders as die gewone koning. Hierdie een sou nederig wees en op 'n donkie ry en die stad binne gaan. En hy moet doelbewus die saak op die spits dryf. Hy het met opset reaksie uitgelok van die mense wat hy daardie dag in Jerusalem gekry het. Iets wat anders was as sy vorige optredes. Dink so 'n bietjie van hoe Jesus baie keer homself bekend gemaak het. Hy het baie dinge gedoen om publisiteit en die aanhang te vermy. Hy het groot skades ontwyk wanneer hy kom. Hy het geweier om magtig en sterk houding teenoor ander leiers, soos die ander leiers ook, aan te neem. Maar op die dag het hy die voorspellings en die beloftes van die Ou Testament op hom geneem. Hy het sonder twyfel deur sy houding en optrede verklaar, ek is die koning wat voorspel is. Hy het selfs die dag gekies. Die blootstelling was groot en hy wou dit hê. Daar was nie een probleem. Hy het nie die dag gekies om die skare se bewondering te hê nie. Hy het geweet hoe wisselvallig hulle is. Hy wou eintlik vir hulle kom sê wat die doel is hoekom hy aarde toe gekom het, en hy het dit op die spits gedryf het. Sy triomfantelike intog hier in Jerusalem was uiteindelik maar sy doodsvonnis. Want hierna het die vonke van woede en jaloesie het begin brand, en die godsdienstige leiers het tot op 'n kookpunt gekom en die verhoor gereed gemaak vir die grootste gebeurtenis in die menslike
geskiedenis. Ons koning het nie net geweet presies wie hy is toe hy Jerusalem toe binne gegaan het nie, maar vandag nog, as hy in my en jou Jerusalem inkom, ons lewe elke dag, dan weet hy presies ook wie hy is en wat hy wil doen. En deur sy teenwoordigheid, toe en ook nou, kom die koning in ons lewe met 'n nederige eerlikheid, wat ons hier wêreldse heersers en sisteme waarin ek en jy vasgevang is, doelwis kom uitdag. En dit moet ons weet. Jesus weet wie hy is. En hy weet wie hy in my en jou lewe ook wil wees, nou en ook in die toekoms. En die derde ding wat uitsaam in hierdie gedeelte is, behalwe dat hy anders was as ander konings, dat hy geweet het wie hy is hy ook 'n koning wat weet presies wie ek en jy is. En daarom het hy doelbewus gekom vir my en vir jou. Hy sien dat ek en jou nodig het. En daarom kom hy met 'n stuk medelee en hy kom met 'n stukkie genade en 'n sagtheid vir ons gebrokenheid van ons siele en van ons liggame. Ons sien dat Jesus net 'n paar uur na sy triomfantelike intog in Jerusalem, dat hy gehuil het. En het jy al ooit 'n koning gesien huil? Het jy al ooit 'n president gesien wat 'n traan stort? Ek lees dat iemand op 'n stadium aan 'n presidensiële verkiesing deel wou neem. En toe is hy op die ou ende gediskwalifiseer omdat hy in die openbaar gehuil het. Want ons wil nie hê ons leiers moet huil nie. Ons eis dat hulle stand moet wees. Ons forceer hulle amper in 'n houding van arrogansie, in die vrees dat hulle te veel, soos ek en jy wat baie keer gebroken is, sal lyk, en daardeur hulle aansien sal verloor. Maar Jesus was anders. Hy het stilgehou, hy het na Jerusalem gekyk en gesê, Matteus 23 vers 37, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodgemaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kykens onder haar vlekke bymekaar maak, maar julle wou nie. Hy het 'n sagtheid, amper 'n gebrokenheid gehad vir sy kinders wat gebroken is. En dan lees ons wat in die volgende paar dae gebeur het. En onthou, hy het geweet, die kruis wag op hom. Hy het gebroken liggame genees. Daar in die tempel het gebroken mense na hom toe gekom, blindes en krepeles, lees ons, na hom toe gekom. Net in die dae na sy intog. En hy het dit nie laat wag, en wou sy status vir hulle kom bekend maak nie, en het uitstel aan hulle nie. Die eenvoudige mense, die mense met gebroken liggame en stikkende drome, mense met seerharte, die mense wat diep in hulle siele pyn ervaar, hulle het hy laat nader kom na hom toe. En toe het hulle gesond gemaak. En hy doen dit vandag nog. En dit is die soort koning wat hy is. Hy wil vandag nou vir my en vir jou kom aanraak waar ons liggame seer is, waar ons siel en gees versorging nodig het. Gesondheid is deel van ons koning se make-up. Dit is wat hy wil kom doen in my en jou lewe, want hy weet wat ons nodig het. So luister hierdie bekende vers wat Jesaja voorspel het in Jesaja 53 vers 3 tot 5, waar daar beskryf word van hoe hierdie koning juis ook vir ons kom gesond, maar waar ons siek is, waar ons swak is, waar ons nodig het. Vers 3, Jesaja 53 vers 3, hy was geag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons hom nie geken. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So Jesus is anders. Hy weet wie hy is, die Messias, die redder, en hy weet wie ek en jy is, en daarvoor het hy mens geword. Ek hoor die afgelope week van die nuwe aartsbiskop van Canterbury, Sarah Mullally, wat ingehuldig is.
En ek dink aan ons koning wat anders is, en hoe hy ons anders maak om ook anders te regeer en te leef in die wêreld waar hy ons geplaas het. En ek dink aan die ander syd van Sarah se posisie. Dis die eerste vrou wat die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk in Engeland is. Sy was voorheen 'n verpleegsuster en sy word aangestel as die hoof van hierdie magtige kerk daar in Engeland. En op 'n manier dat sy my dink aan Jesus, of wat hy kom sê, wat hy kom doen het en hoe hy wil hê ek en jy moet gaan wees. Hy is ons koning, wat sy koningskap op 'n ander manier kom wys, as waarin ek en jy gewoond is, en wat vir ons deel maak van hierdie anders manier van leef en van doen. En in haar inhuldigingsboodskap sê sy onder andere die volgende. Sy sê, if you're following the path, the way can be unknown. En hoe weet ek en jy nie dit kan so wees nie? It isn't always clear, but we can trust in God's hand guiding us and in God's promises. En dan praat sy oor Maria, en sy vergelyk haarself baie met Maria wat 'n boodskap gekry het wat sy mee saam moet leef, wat sy van 'n engel ontvang het, Maria, en wat sy nie geweet het wat voor lê vir haar nie, maar waar sy uitgenooi word om te vertrou in God, op God se beloftes. En dan sê hierdie gedeelte, sy sê, God is at work in the good news of the gospel and in the hearts and lives of ordinary people who, like Mary, have the audacity to believe that with God we can do extraordinary things. En dan noem sy dat die engel wat aan Maria verskyn het haar uitnooi om op God te vertrou, omdat niks vir God onmoontlik is nie. En Maria wat die geloofsantwoord gee en sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Dalk daag ons koning op Palmsondag ons uit. Wees anders. Soos Maria, soos Sarah, soos ons koning Jesus vir ons kom leer het en kom wys het. Weet wie hy is en sien raak wie die wêreld is waar die Here ons stuur. Mag hierdie Paasfees, hierdie Lydensweek en Paasfees vir ons 'n tyd wees waar ons vir Jesus se roeping in ons lewe, omdat hy ons koning is, op 'n splinternuwe manier ervaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons wil kom wys dat U anders is as wat ons ooit dink. Here, U is 'n Here wat op 'n ander manier ondenkbaar eintlik kom werk. Onlogies vir ons as mense hier op aarde, maar omdat U weet wat ons nodig het en wat die wêreld nodig het. En daarom kom sê U is anders. U is nie soos iemand anders op die aarde nie. U is nie 'n mens nie, U is God. U weet wie U is en U weet wie ons elkeen is. U sien ons raak. En dan kom roep U ons om deel te word van U wêreld. Om te leef soos wat U vir ons die voorbeeld gestel het. Here, mag hierdie tyd wees waar ons weer beleef dat U ook in ons lewe weer inkom. Op 'n nederige, genadige, sagte manier om vir ons te kom sê dat U juis vir ons wil kom help in die wêreld waar ons dikwels gekonfronteer word deur die wêreld wat vir ons sê julle moet anders wees of julle moet wees soos die wêreld wil hê julle moet wees. U kom sê kom wees anders. Here, wil U vir ons seën en vir ons help en gee dat hierdie week vir ons 'n baie besondere week sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef so met sy vrede en die droom wat die Here vir jou ook het, ook in hierdie tyd spesifiek. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons elkeen wees en bly. Amen.